dankbare hart. Wie het getuienis? Ek. Goed. Mag ek sê, of is ek te veel op die grond? Jy moet ons sê. Jy mag nie teruggaan nie, sê. By ons besigheid het ons hierdie wonderlike kliënt. Dierbare man, ek leer so. Dis nou nie ek nie, hoor. Hierdie dierbare man, en elke keer sê my as jy hierdie spasie gebruik, jy moet geld, jy moet hierdie spasie gebruik, jy moet hierdie spasie gebruik. En so die tyd, 'n lang storie, 2 kontrakte, en hy sê, die kontrak die daai tyd begin, en die daai ek sê, nee, dit kon nie, want die papier werk iets anders. Kijk, jy het nie so leers nog goeders met op data, as jy capture word. En op die ou einde, sê hy, wat is skelm? Jy voel dit, jy is skelm. Jou aard is skelm oor deze probleem. Ek sê, kom ons sorteer die probleem uit. Hy sê, nou, ek heb dat dit ook nie oor jou probleem. So, hy is sien, wat is skelm. Jy, dit is so koud water wat in my gezicht gegooi, ek is skelm. Nou, is dit in my kop, ek is skelm, maar die Here hou my so rustig met my. Hy raak so kwaad, omdat ek so kalm bly nie. Op die ou einde, bring hy my machine, al die goeders, en ek is daar weg, met 'n sagte gees is ek daar weg. Ek weet die woord sê sagte antwoord keer die grimmigheid uit, maar ek het het eerstehands beleef en ervaar, net weer opnieuw. En gisteroggend is hier nog 'n haletjie werkers, en as jy die skelm in my kop, jy is skelm nie daar, jy is skelm, die oorlog gebeur ons maar, baie keer is ons sing ook, maar gebeur het die oorlog, jy is skelm. En hier kom 'n ou oom en tannie aangestap, en hy stap met 'n baba in 'n stootkarretjie. En daai vrede wat ek ervaar, en Heilige Gees wys net vir, hoekom fokus jy op die negatieve? Kyk hierdie mooi prentjie wat ek jou wys, wat jy kan stig, wat jy kan bou, en daar kom die oorwinning. Ek kies om die waarheid te glo, ek kies om nie die leer te glo. Maar ek is nie skelm, ek is Hy is skelm as lief vir jou. Amen. Ja, so gaan ons al weer goed wat die lekker is, maar mense moet jou toesnou, en dan moet jy nie maar sê, maar, weet jy wat, maar Satan, ek weet wat ek weet, my pa is die koning en ek my baie lief, amen. My dag is gemaak, want ek het 'n baarman gekry, maar hierdie baarman het 2 dele in, sodat ek met my liefie lyfie een kan deel, dankie oor Lennie, en Paul se dag is gemaak, want wat het hy gekry? Wie weet wat in hierdie sak het? Kondensmelk. My suster en broers. Kondensmelk. Kyk, maak 'n perkie, hoor toch? Ja, hy gaan in sy koffie drink, ek kry nie meer sy uit, dan kan hy handiekie moppie, hy kom hier ingeslaan met sy pinksakkie vanoggend, soos 'n ninja. Hy sê, dit is ons storie. Nou ja, hy het toch nog maar iets lekker gekry, maar ek gaan ook dopper liggen en gebruik die appelswaai. Dat het al nie baie op die dieet nie. Amen. En kom ons skryf ons oor. Graag Heer met ons saam met my staan. Heer Jesus, soos wat ons vanoggend hier so by ons familie, geestelike familie staan, Vader, vra ek dat U by elke ene sal stilstaan. Heilige Gees, ons nooi U in en ons sê vir U baie welkom. Ek vra dat U elkeen vanmôre wat na die huis opgekom het, sy ore, sy geestelike ore en geestelike oë sal oopmaak, om die woord vanoggend te hoor wat U vir ons bring. Om so ook te kan sien die boodskap wat U vir ons wil gee. Gaan asseblief saam met die musiekspan waar ons vanoggend ry. Wees met elkeen wat deel het van worship vanmôre. Of jy nou met jou hande langs jou sy staan, of jy met jou hande gevou staan, of jy met jou hande in die lucht staan. Dit is jou hart wat moet rejoice voor die Here. Ek was nie pastoors en lippe wat ons die woord gaan bring vanmôre, en so ook elke ene wat gaan opperhande en tiende en staat saai vandag, Vader, in die koninkryk van die Here. Ons loof U, ons prys U. U is ons groot almagtige God, die een wat was, wat is en wat kom. En daarvoor is ons bid vir U, in die naam van Jesus, amen. Nou ja, soos het jy nou voor dit hoor, Pieter, jy het ingesluit, my oorbekoms net jou. Soos het jy nou voor dit kom, die is in offerande na die stad is bring, groet die persoon wat saam met die paadjie afstap, en sê vir hom, nou gaan ons warm word, wat ons gaan sing. Hy weet, muziek van dit, ons gaan die liedjie gaan probeer, ons leer onsself, maar ons laat die gemeente ons so laat hoor hoe gaan, hè? Want ons gaan volgende week donderdag gaan vastmaak. Moet ek met die microfoon staan, maar ek sal sing.
Dis die ware. Dis die ware. Through it all.
ons kan weet dat U weet waar ons is. Dankie Abba Vader dat ons kan weet dat maak nie saak wat se foute ons het nie, maak nie saak wat se probleme ons het nie. U is nog steeds lief vir ons. Amen. En U het ons by ons naam geroep, U het ons gekies en U weet presies wat U planne vir ons is. Father God, this morning we want to make a declaration and say we will worship no foreign God. We will lift our hands to the King of Kings and the Lord of Lords, the one who is worthy. We will praise your name and your name alone. Father God, because you were the beginning, you are the end, and you are everything in between. You are the same yesterday, today, and forever. You will always be the same. And this morning we call upon the name of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. The name of the God of David who delivered him out of Goliath's hand. The name of the God of Daniel who delivered him out of the lion's mouth. The name of God who delivered Samson from the Philistines. That's the God who we worship this morning. That's the God who we praise this morning. And Father God, before we go over into the Word, we just want to give you the honor that you deserve. We just want to praise you, we want to uplift you, we want to magnify you. Father God, because no matter what happens in this building, it'll still always be all about you. And we give you praise, we give you honor, and we give you glory this morning. In the mighty name of Jesus. Amen. Hulle kan julle sitplekke neem. Dankie. Vanoggend gaan ons, of gaan ek, bietjie ietsie anders doen. Ek in die week deur die goeters gegaan en woord gesoek en ek glo die Here het vir my 'n teaching gegee vanoggend wat as ons dit vang, as ons dit verstaan, as ons dit gryp, gaan ons lewens nooit weer dieselfde wees. So voor ek begin wil ek 'n vraag vra. Wie weet die Here is lief vir jou? Prys die Here. Kyk, wie is lief vir die Here? Right. As ek jou vra met wat se liefde? Sy. Right. Het julle geweet daar's 4 tipes liefde waarvan die Bybel praat? Right. And I've taken a whole series and I've crunched it up into just one word today. Maar my vraag vanoggend is, wat is liefde? Ons weet van die goedjies, ons weet wat tipes liefde dit is, maar het jy geweet dat elke liefde word op 'n ander manier uitgevoer? Het jy geweet as God vir jou sê jy moet die wêreld lief hê, beteken hy nie soos wat hy die wêreld lief gehad het nie? Ja. Sien, die eerste liefde, of nee, ek gaan nou skiep, ons gaan nie skiep, laat ons eers daar uitkom. Ek het gaan bietjie kyk, wat is ons wil, en ek wou die tieners vra, maar ek was te bang wat sy antwoord ek gaan kry. Wat is liefde? Okay, so ek het bietjie Google gaan vra, en sy het vir my gesê, love is a complex biological drive and a profound emotion characterized by deep attachment, intimacy, and commitment. It involves genuinely caring for others, well-being, prioritizing their happiness, and sharing mutual trust and vulnerability. Dis Google se definisie van wat liefde is. Ons Bybel se definisie van liefde is heeltemal anders. Sien, die Bybel se definisie van liefde is nie 'n emosie nie. Dis nie 'n gevoel nie. The biblical definition of love is defined primarily as a selfless, action-orientated choice. Jy kan kies om lief te hê. Dit is nie 'n gevoel nie. Dis nie, daai meisie is so mooi. My hartjie, butterflies en daai goedjies nie, daai is 'n gevoel. Verstaan, die Bybelse definisie van liefde
is 'n keuse. It's an action. Dis iets wat ons bewustelik besluit om te doen. Dis nie iets wat net per toeval gebeur nie. Dis hoekom, of kom ons lees eers verder, sorry. Rather than just an emotion, it is characterized by sacrifice, unwavering loyalty, putting the well-being of others before yourself. Ultimately, Scripture declares that God is love, making the defining essence of His character. Nou as ek weer vra, wat is liefde? Ek het die een woord antwoord. Right. So, as ek vra wat is liefde, is die antwoord God. Maar om dit te verstaan, moet ons eers verstaan wat is die karaktereienskappe van God. En jy sien, ons sê ons is lief vir God, maar wat beteken dit? Ons sê ons is lief vir ons broeders en ons susters, maar wat beteken dit? Nou, ek wil nou nie vir julle jok nie, ek hou baie van julle. Adrian, ek is even 'n bietjie lief vir jou, maar ek weet nie of ek vir 'n bus gaan inspring om jou te red nie. En sy stil staan. Ja, as die bus stil staan, miskien. Maar verstaan ons verskillende tipes liefde. En as die kerk begin begryp, wat is ons verantwoordelikheid in liefde, gaan die wêreld verander. Sien, maar die kerk is lief vir God, maar mense is okay. Kerk is lief vir God, maar die boemelaar wat hy op die hoekie sit nie, ek gaan nie vir hom kos. Kerk is lief vir God, maar yesterday, daai ou het my seer gemaak, so ek So, vandag wat ek wil doen, en weer eens, dis nou nie op en afspring boodskap nie, en dis nie great revelation nie, maar as ons hierdie kan snap, en verstaan wat God van ons verwag, gaan die kerk verander. Die wêreld gaan verander. My persoonlik, dis net Dwayne, glo en ek is vasoortuig, die grootste wapen van die vyand is om jou te kry dat jy nie lief is vir jouself. Sien, want God se opdrag was, ons moet die wêreld lief hê, soos wat ons onsself lief het. Right, nou ek gaan hierdie vraag vra, moet asseblief nie jou hande opsteek nie, maar as ek vir jou vra, as jy werklik lief vir jouself, gaan jy kan opstaan en sê ek is. Right, so hier's Adrian, hy sal kan getuig, hy het al daar in ons huis geslaap. Ek het so 'n ritual wat ek in die oggende doen. Ek gaan staan voor die spieël en ek kyk vir my en ek sê vir Dylan, hy klip haar, "Jesus, maar jy het 'n mooi man." Ek weet nie of sy dit glo of nie, maar ek hou van myself. Want ek kan nie God se plan uitleef nie as ek nie van myself. Ek kan nie God se liefde uitgee nie as ek nie verstaan dat hy my eerste lief gehad het. Verstaan, ek kan nie God se werk doen, maar glo ek is nie goed genoeg om God se werk te doen nie. So die duiwel kry dit reg om hierso vir jou te sê jy is nie genoeg nie. En as jy hierso nie genoeg is nie, gaan jy hierso nie genoeg wees nie. Wil jy weet hoekom is dit so? Wil jy weet Corneille, hoekom het daai ou gesê jy is 'n skelm? Want hy is nie okay. Sien, want iets het nou verkeerd gegaan. En iets het nou gebeur. En hier binne is hy nie okay nie. So in plaas van die vrede en die liefde van God oordra, dra ons dit wat ons binnekant voel oor. En dis hoekom ons mense seer maak. Dis hoekom die Bybel vir jou sê, bewaak jou hart. Meer as alle dinge. Want daaruit vloei. Daaruit, die uit. Maar wat buite ons uitkom, is nie wat uit hierdie woord uitkom. Dit is so maklik om nie op 'n ou te skreeu nie en weg te loop. Dit is so maklik om te try om Jesus se karaktereienskappe te uitleef of uit te leef, skus. Ek kan vir Adrian sê, "Jesus Adrian, ek is lief vir jou." En as hy sy rug draai, kan ek iets anders sê. Maar wat hy gaan sien is 'n tipe liefde. Maar is dit God se liefde? Ja. Okay. Net ek wag. So ons gaan draai 1 Korintiërs toe
van vers 13 af, hoofstuk 13 vanaf vers 4, as jy dit saam wil blaai. En ek het bietjie navorsing gaan doen van wat liefde is. En ek wil julle mooi luister as ons hier lees, want basies gaan ek nou God beskryf. Dis wat ons nou gaan doen, dis wat liefde is. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Hierdie week het dit perfek reg gekry, ek moet ook my hand afsteek, ek het dit ook nie perfek reg gekry. Verstaan ons, die liefde wat ons moet uitdoen, die liefde wat ons moet uitgee, ons sukkel, is dit nie so nie? Ek doen baie erg. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, hoop alles en verdra alles. Net daai sin het my gebreek. Dit bedek alles. So daai ou wat jou kwaad gemaak het, sorry, ek vergewe jou. Dit glo alles. Dit glo dat God 'n werklikheid, dat hy kan red, dat hy kan genees, dat hy daai goedjies alles kan doen. Dit hoop alles, met ander woorde, dis 'n geloofsaak wat glo waantoe ons op pad is. Ons glo dat God terugkom. Ons glo dat hy ons sondes vergewe het. Ons glo dat ons hoop. Ons glo dat hy ons geneesheer is. Dit verdra alles. Iemand Adrian. Dis ek so bly jy's in die kerk, ek kan jou boelie vanoggend. Dis net 'n grappie. Right. Net daai sin. Wie kry dit reg? Dis moeilik, nie? En ons sit en ons is happy mense. Ek sê altyd vir dit en hy, ek sê happieste persoon wat ek ken. So ek is 'n happy mens. Ek dink so. En nie eers my happy self vir my happy mens kan hierdie reg kry nie, want die wêreld het dit reg gekry om ons te oortuig dat ons nie genoeg is nie. As ek jou vandag vra, weer eens moenie antwoord nie, maar wie 50% van hierdie week in liefde funksioneer? Ek dink die helfte van die kerk staan, my gaan ook nie opgaan. Jong mense nie daai tipe liefde nie, maar spraak dit op. So, hierdie is een van die verse wat mense gebruik om God te verduidelik en liefde verduidelik en ons sukkel om net hierdie vers uit te voer, om net hierdie vers reg te kry. Hoe verduidelik ons dan wat liefde is? Hoe sê ons dan vir mense, in Engels as sê hulle lot, ons is geneig om almal, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, nee, ons sê dit baie, ten minste 30 keer 'n dag. Okay? Right. Almal doen dit. Nou wil ek vra, in English we say talk is cheap, it costs you nothing. Wie wys 30 keer 'n dag jy is lief vir jou? Sien, ons het so op die plek gekom wat dit maklik is om te sê, ag mens, ek is lief vir jou. En ons doen dit. Dan bel dan die misaan en sy sê, dis en Dwayne, ek sê die moeilikheid, ek hoor dit nie, sorry. Ek is lief vir jou, maar sorry. Kom kerk. Ek weet, like I sê, hier is nie 'n great op en afspring boodskap, maar as ons hierdie as 'n kerk val, gaan alles verander. Want ons kan nie net sê ons is lief vir iemand nie sonder om iets te doen. Die Bybelse definisie sê aksie. Aksie, iets doen, iets uitleef. Sien, God kom nie af en wys vir die wêreld hoe lief hy hulle het nie. God het iemand afgestuur om dit te doen. Amen. Daai persoon wat Jesus Christus is, het 3 jaar gevat om mense te verduidelik hoe om dit te doen. Dus hy nou
gekruisig en hy's op hemel toe en hy stuur die Heilige Gees wat nou in daai mense was wat die liefde moes gaan uitleef het. Nou my vraag is, waar het dit verkeerd gegaan dat die kerk meer oor liefde praat as wat dit liefde uitvoer? Yes. En ek sê nie hierdie kerk nie, ek sê die kerk. Sien, wat is baie maklik om te sê, Jesus, ons het julle so lief en ons sal enige iets vir julle doen tot iemand iets vra. Sorry ek kan. So die eerste liefde wat ons gaan bespreek vandag is daai agape liefde. Wat beteken unconditional and sacrificial? Het julle geweet dat God nie verwag het dat Abraham vir Isak geoffer het vir die mens nie? Sien, almal vertel daai storie en ons dink God het vir Abraham gesê gaan offer Isak en hulle gaan boontoe en hy gaan hom doodmaak en dan sal ek die mense red. Dis nie wat God gesê het nie. Hy het gesê vat jou seun en offer hom vir my. Want God het sy agape liefde getoets sodat hy sy agape liefde kon bewys. God het nie verwag dat jy jou lewe moet opgee om iemand anders te red. Sien, dis hoe die kerk preek nou, as iemand daar is, moet jy voor hulle inspring, jy moet alles doen in jou vermoë om alles te verander, om iemand te help, jy moet alles opgee. Dis nie Bybels nie. Agape liefde is my liefde vir hom. Ek sal vir hom alles opgee. Ek sal vir hom alles doen. Ek sal vir hom my lewe neerlê, want dit is die liefde wat hy aan ons bewys het en die liefde wat hy van ons verwag. Nou vra ek 'n vraag. En hierdie gaan 'n moeilike vraag vra wees, maar moet asseblief my nie haat nie. Ons sê ons het God lief met 'n agape liefde. Is jy bereid om te sacrifice dit waaraan jy vashou? Vir hom. Yep. Daai pyn, daai seer, daai bitterheid, daai verslawings, is jy bereid om deur pyn te gaan, soos wat hy bereid was om deur die pyn te gaan? Sien, dis die agape liefde waarvan God praat. Dit is nie 'n liefde wat ek vir Melanie het nie, dis heel anders, ons gaan nou daarby uitkom. Maar die agape liefde is God, hierdie is wat U van my verwag. Ek is bereid om alles in my vermoë te doen om daar uit te kom, want U het vir my gedoen. Dis waaroor dit gaan. Die Bybel sê nie, ons het eers vir God lief gehad nie, ons eers vir hom, hy het ons eers lief gehad nie. En dis uit daai liefde uit dat hy sy seun gestuur het. Kan julle imagine, julle wat kinders het, ek maar julle wat kinders het, ek kan dit nie imagine. Jy sien alles, jy's alwetend, jy weet alles, en jy stuur jou kind na 'n wêreld toe met die wete wat gaan gebeur. En as dit gebeur, moet jy kyk hoe dit gebeur. Jou kind wat geslaan word, jou kind wat opgespoeg word, jou kind se hare wat uitgetrek word. Jou kind wat basically abused word, en jy mag net staan en kyk. Die Bybel sê dit was so erg vir God dat hy ons wegdraai. Dis die liefde wat God het. Amen. Dat hy nie kon kyk wat deur sy seun moes gaan, omdat jy vir hom so belangrik is. Man, kan jy imagine as ons God so lief het? Mense se aksies gaan anders wees. Hoe mense praat gaan anders wees. Wat mense doen gaan anders wees. Hoekom? Want ons verstaan wat se liefde op en af gaan. Daai is die eerste een. En ons lees daai, en almal ken die skrif, ek gaan nie eers lees nie, Johannes 3 vers 16, sê God so loved the world, en julle almal ken dit. Dit is die liefde wat God van ons as kerk verwag. Van hom. Nie die mense wat jy asseblief verstaan waarom ek sê nie ons nie die mense buite lief nie. Ek sê ons moet hulle so lief hê. Dis 'n goddelike liefde. Dis God se liefde
vir ons en ons liefde vir God. Alright. Die tweede liefde is filiale liefde of filiale liefde. Dit hang af wie dit spel, maar dit is anders. Dit is 'n broederlike vriendskap wat gewortel is uit respek. This is a brotherly friendship rooted in mutual respect. Jy kan nie hierdie liefde hê, hoor verkeerd, hierdie is die wat nou hier functioneer. Jy kan nie hierdie liefde hê en dit is beter as my anders. Jy kan nie hierdie liefde hê nie en dink daai ou wat op die straat ook staan en bedel, is nie so goed soos jy. Jy kan nie hierdie liefde hê nie en dink, ag, ek is nie op daai posisie nie, ek is beter as my anders. Hierdie liefde is die liefde wat Jesus aan sy disippels gedoen het. Of die liefde wat Jesus met Lazarus gedoen het. Of die liefde wat Dawid en Jonathan gehad het. Kan jy gou met my imagine? En ek chat met julle vandag. Ek kan nie al die skrifte lees nie, maar ek wil ons moet dit verstaan. En dit is baie beter as ons gesels as wat iemand deeltyd net preek. Sorry. Maar kan jy imagine Dawid, sy beste vriend? Hulle is saam. Alles saam, werk saam, beklei saam, voorbeeld saam, doen alles saam. En ewe skielik wil Dawid sy beste vriend sy pa hom vermoor. Nou ek weet nie van julle, maar ek wat 'n mens is. Ek gaan ons nou baie sukkel om na daai huis toe gaan en met hom te kyk as ek weet sy pa wil my vermoor. Maar ek wil ons moet sien wat Dawid se aksie en reaksie op die goeders was. Dawid is nou weg, hy gaan wegkruip en Jonathan het hom gehelp en gesê, moenie kom nie, my pa gaan jou vermoor, hy wil jou dood en blablabla. En Dawid hardloop weg. Nou gebeur dit goed met Dawid koning. Alright, hierdie is die liefde. Die oupa wou my vermoor. Die seun was my vriend. So uit respek en liefde uit, gaan ek na sy kind sorg. 'n familie wat jou dood wil hê, omdat jy verstaan wat broederlike liefde is, gaan jy na hulle kind kyk. Dis die tipe liefde wat God verwag ons as kerk bedryf. Sien, nie almal daar buite het gekies om daar te wees. Nie almal daar buite, jy kyk na jouself se storie. Jonathan se seun was verlam, want toe hulle moes weghardloop het sy gouverneurs in die huisnaam, hom laat val en uit sy nek. So hy kon niks doen nie. Hy kon nie vir homself doen, en dis wanneer Jesus in iemand se hart gesit uit liefde uit, gaan sorg, gaan kyk. En dis wat die Here van ons verwag. Wanneer laas het ons uit liefde uit iets vir iemand anders gedoen? Nie omdat ons moet nie omdat ons gaan sleg voel nie, en ons moet goed sê met daai wat vir jou is. Kerk ons functioneer as 'n kerk. God is liefde, maar ons sal dit harder probeer. En ek weet soos 'n uitkrapsessie, maar ek glo my ek praat met myself ook. Want ons kan so vasgevang in ons omstandighede en waar ons is en waarheen ons gaan, dat ons nie iets kan doen bereik. Ek het getuig gister, ons moet nou volleybal toe gaan dinsdag, en ons met my kar ry, en ek probeer my kar start en niks gebeur. Kar werk nie, start nie, bel die mense, hulle kom hulle
check die battery nee, die ding is dood, sit 'n nuwe battery en sê jy's tyd 610 Here, waar gaan ek geld kry? Toe ek opkyk, het iemand vir my betaal. Ek kan nie vir jou sê hoe nie, ek kan nie vir jou sê waar nie, maar hoekom? Want iemand het liefde bewys. Nou ek sê nie dit gaan als oor geld nie, partykeer is dit net 'n drukkie, partykeer is dit ander goed, maar die kerk moet ophou in liefde sit en in liefde begin funksioneer. Sien wat ons maak om in te kom en te worship en te prys en dis awesome wat God is liefde. Hy is nie ons, hy het ons gekies, dis awesome, dis fantasties, maar wat doen ons daarmee? Wat doen ons daarmee? Gaan ons uit, wys ons liefde? Ek is baie voorspoedig met my pa. Even nou, vandag nog, ouers is die challenge vir julle. Hy sal my random bel en net vir my sê, dis van my boy en Freddy. Niks reden, niks nie, just because. Dis die liefde, wat ons moet uitleef. Ek kan nie vir jou sê dat het vir my beteken nie, al het ek niks gedoen nie. Ek ben ek amper 40 en my pa bel my nog steeds om vir my te sê ek is trots op my. Dis wat God vir ons wil doen. Dis wat God vir ons wil gee. Maar ons sit in die kerk en ons gaan nie huis. En die liefde wat Jesus gegee het, bly in die kerk agter. Want ons gaan nie een persoon help nie, want dan gaan dit altyd verwag. Kan nie so nie met die Here gaan sluit. Ek voel ek gaan myself in die moeilikheid kry volgende. Ons gaan nie sê ons is lief vir mense nie. En ons is nie betrokke nie. Ons is lekker om kerk toe te kom, ons sing, ons prys, Here, dis reg. Okay, ons gaan baie kom die hele gemeente en sê ons stop. Waar is die liefde? Waar is die verhouding? Sien, God het Jesus afgestuur en Jesus kon dadelik gesterf het, dadelik gekruisig geword het, dadelik in die graf gesit word het, dadelik opgegaan het, dadelik want hy was God. Hy kon dit as 'n 2-jarige of 'n 30-jarige of 'n 6-jarige dit gedoen het, hy kon dit doen. Maar God het hom gestuur om vir 3 jaar verhouding te bou en liefde te wys. Nou ek sê altyd, ek hoop my skoonmaak, ek nie. Maar kyk, Jesus moes baie lief vir mense gewees het, want hy het sommer Petrus se skoonmaak ook gaan gewees. Nou ek weet nie of ek vir dit sou gebid het nie, sorry skoonmaak. Maar verstaan wat se tipe mens Jesus was. Nou sing ons in die kerk, ek wil soos Jesus wees, to be like Jesus, that's all I ask is to be like Jesus. Right? Wil ons sien wat ons dit wil doen, dan moet ons bereid wees om te doen wat Jesus gedoen het. Ons met jonger mense begin verhouding bou, sodat hulle kan uitgaan en die jonger mense gaan affekteer. Ons moet vir die in-betweeners, as we call them, verhouding bou, sodat hulle kan uitgaan en die in-betweeners kan werk. En plus 60 is die verhouding bou, sodat hulle kan uitgaan en daai mense bereik. Nie die kerkie. Pastoor, gaan asseblief. Weer in die kerk, bedoel ek die kerk, nie die kerk. Hoor jy nou my hart volgen? En ek weet is nie lekker, en ek weet het maak seer. Maar het maak seer wat is die waarheid. Die kerk is nou net 'n gebou. Hierdie is die kerk. En as hierdie nie uit liefde uit functioneer nie, gaan die wêreld suffer. What we do, how we do it, is watched all the time. Want ons is veronderstel om Jesus se liefde te hê. Ek kan nie soos voor my tyd wat ek altyd kan bly in daai situasies nie, maar dit is wat God verwag. Dis hoekom die titel is gelei deur die Gees.
Dis hoekom ons loop in ons plek, sodat die liefde van Jesus uit kan kom. Ja. Nou ek weet nie van julle, maar vir my sal julle kan sê, daar is niks erger vir iemand, as hulle wil beklei, en jy bly nie gauw in hulle staan. My vrou is nog nie, maar ek kan het anyway sê. Ons eerste bekleier, ek is nie uit het feit op skil of iemand kwaad raak nie, ek sal net stil bly. En ek het die fout gemaak, en ons eerste bekleier, Hans, luister mooi, vir te vra, is jy nou klaar? Dit was nie een goeie idee. Maar dis wat ons doen met die wêreld. Hulle maak dit gaan nie goed nie. Hulle het nie hier nie. Hulle het nie sy liefde nie. Is julle nou klaar gemaak? Dit kan nie so erg gewees nie. Word nie beweerd. Los nie wat as dit so maklik was so almal het gedoen het, mense. Dit is nie so maklik. Dit is nie lekker nie. Dis hoekom dit vir die kerk se verantwoordelikheid is om die liefde te wys. En hier is nie te sê. Ek sê altyd vir julle. Jy kan op sosiale sê jy is lief vir haar, en oor 5 jaar is dit niks met jou te doen nie. Of jy kan vir haar wys en sê jy moet los. Die kerk is so besig om vir mense te vertel, Jesus is lief vir hulle, dat ons nie is. Jesus is nie lief vir ons Vader. Nie vir my sê, jy weet dit moet gaan, help my. Wys my hoe, lei my. Show me. Dit is waaroor het gaan. Dit gaan nie meer oor, weet jy, Jesus het hierdie gedoen. Miskien moet jy dit raak. Dit is nie waaroor het gaan nie, mense. Dit gaan oor mense kort iemand om saam hulle te staan. Dit het Jesus 3 jaar gevat, en toe kry die ouens het ons steeds vergeet. Dit kan Petrus, 3 jaar saam Jesus, die ou wat die naaste is aan Jesus, die ou wat alles saam Jesus, die arrogante ou. Wat gesê, ek sal nooit nie, ek is dit, wat gesê, ek is te lief, ek sal dit nooit nie. Voor die hart gekraai, was dit al 3 keer verlaat. Sien, as ons heel tyd nie sê, en sê, en sê, gaan daar nooit 'n ervaring van liefde wees. En as mense nie liefde ervaar nie, gaan hulle teruggaan in 'n wêreld wat hulle liefde gegee. Sien ons het kerke wat leeg sit, en ons het kuierplekke en restaurante, en al wat iets wat vol sit. Want hulle weet hoe met mekaar te kyk. Hulle weet hoe met mekaar liefde te wys. Hulle weet, en die kerk sit in die kerk. En ons bly. Ons functioneer en veel liefde wat God van ons verwag. Kerk, hier is 'n challenge vanoggend. Dis 'n challenge vanoggend. Jy kan nie 'n Christen wees nie, of 'n kind van God wees nie, en nie in liefde functioneer nie. Ek gaan Romeine 12 vers 10 lees, wat sê, wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde, die een met die ander voorgaan in eerbetoning. Nou in Afrikaans, ek het dit nie reg verstaan. Dit is groot woorde en Jesus. I went to the Amplified, and the Amplified says, be devoted. You know what devoted means? Gee jou alles. Put the effort in. Do the work. That's what devoted means. It says, be devoted to one another with authentic, not fake, authentic, ware, brotherly affection as members of one family. Give preference to one another in honor. This is not kerk. We've got to honor the people outside. We've got to be authentic in the way we treat them, in the way we love them. Want niemand gaan na God toe kom, net deur die vers God in die wêreld so lief gehad het. Ek is jammer, mense kan met my stryd, dit gaan nie werk nie.
Want daai vers is 'n biljoen keer al vir mense gesê en hulle is nie almal in die kerk. Mense word 'n ervaring van wie Jesus is. En hulle gaan net dit kry deur die mense wat dit weet. Ek kan nie my kan self gaan regmaak nie, want ek is nie bekend. Iemand het ervaring met dit, terwyl dit gedoen, hulle weet wat dit is, en as hy inkom, kan hy sien deur dit wat hy doen, hy weet waarvan hy praat. Die kerk kan mense sien, jy weet waarvan jy praat. Kan mense die liefde van Jesus deur jou sien. Nou kan ek gou, dit is actually die derde een, maar die vierde een, maar ek kan dit gou die derde lees, want ons kan nie daarin gegaan nie. Die vierde een is eros, wat romantiese liefde is. Okay? Ons sal huwelik seminar daaroor gaan nie. Ons kan nie daaroor praat in die kerk nie. Maar even dit is die liefde waarvan God praat. Dit is vir die getrouwe mense en ons mentor. Right, die derde een waarvan ons praat is storge liefde. Ek hoop ek spreek dit reg as ek nie doen nie. Ons sal maar wat Grieks praat daar. Right, dit is ons familieliefde. Nou kan ek vra en ek leer ons met eerlik wees, asseblief kerk. Wie is die moeilikste mens om lief te hê? Prys die Here, dit is nie moeilik nie. Dit is moeilik, want jy sien hulle elke dag. Jy het elke dag met hulle te doen. Mamma en papa is baie bly. Boetie kerk die lewe het my. Dit is die moeilike van die drie, as jy my right, nou kry ek mense in my huis. Wat gaan hulle sê? Hierdie is baie belangrik. En kinders, ek is baie jammer. Maar het julle geweet, liefde is direk gekoppel aan dissipline. Sien die Bybel sê dit daai wat jy lief het. So met ander woorde, as jy nie jou kinders dissiplineer nie, het jy dit nie lief. Dis Bybels. Dis wat dit sê. Ek sien ons moet hulle nou stukke in gaan skop en slaan. En dit is wat nog voor ons sê, ons sê dissipline. Dis een van die redes hoekom die wêreld uit mekaar uitval, want dit is nie dissipline. Right. Hierdie is 'n loyalty wat tussen ouers en kinders, broers en sissies, family members, moet bestaan. Die moeilikste liefde vir my. Die mense wat jy van binne tot buite ken, jy ken alles van hulle, jy weet wat hulle goed doen, jy weet wat hulle sterk doen. Vir my is dit makliker om iemand lief te hê wat ek nie ken, maar ek weet nie wie hulle is, of wat hulle doen. My vriende tot as goed wat my vrou doen, wat my kan irriteer. Kom ons wees nou eerlik met mekaar mense, kom, al die kinders uit my baas en baas, is toch dit wat julle mense doen, wat julle irriteer, help my uit asseblief, dis nie net ek nie. Dankie baie. Right. Dit is gebeur. En nou moet ek daai persoon die liefde van Jesus wys. Sien in die kerk, God het 'n orde. In die kerk ontmoet ons en ons vind uit wie Jesus is. Ons leer hom ken, ons leer sy liefde, ons leer wie hy is, sodat ons dit by die huis kan gaan uitleef. Mense moet asseblief nie ek verstaan ek bedoel hierdie nie lelik, maar asseblief vat dit op. Jy kan nie liefde in die wêreld wys as jy dit nie eers by die huis kan wys. Want wat jy gaan doen, is jy gaan vir jou kinders wys, dis okay om tweegesig te wees. Jy sien, there's a love that has to start at home. Compassion, caring, effort, being there. As jy daai reg kry, gaan jou familie daar buite kan functioneer. Papa, hoekom doen papa dit? Papa doen dit nie eers by die huis nie. Kom op. Ons kan dan kry, ja, papa is meer lief vir hulle, want papa gee meer oor hulle om.
Ons kan nie met een fase van liefde functioneer. Die liefde is 'n gentle term, maar die kerk verstaan liefde as God is lief vir my, ek is okay. Dis nie wat dit is. Dis nie waaroor dit gaan. Daar is vlakke van liefde en hulle is so belangrik. Kerk, die challenge vir oggend is, en ek is amper klaar. Ek is amper klaar, ek dink ek het eens my woord. As ek vers 1 Johannes 4 vers 7 lees, voor ek aangaan, wat sê geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Kerk, jou kind gaan kerk toe kom, as hy die liefde by jou sien. Die mense by jou werksplek gaan kerk toe kom, kom ons los kerk uit, kom ons kyk kerk uit, gaan nie Jesus sien, of Jesus vind, as hulle nie dit by jou sien. Die mense daar buite, die gaan nooit vir Jesus vind, as ons nie vir hulle sy liefde wys nie. Die kerk, die dorp, die wêreld, is 'n moeilikheid, want in plaas van liefde wys, maar ons. Ek laat dit. Kyk, ek is baie oor mens. Ek laat dit om mense te challenge nie, goedjies te doen. En dan sal hulle nou vir my sê, maar hoe doen jy dit? Dan sê ek, hoekom nie? Hoekom moet jy altyd almal help? Hoekom nie? Nou, ek laat kos maak. En ek sê nie ander mense kan nie kos maak nie, ek laat net kos maak. So oral waar ek gaan, as ek na die familie se huis toe en daar kos gaan maak, ek die kos. Dan, hoekom? Want dis wat ek wil doen. Dis hoe ek wys, dis wat ek doen. Verstaan? Nou vra ons dieselfde oor liefde. Daai persoon daar, die persoon nie, en daai persoon daar verdien dieselfde liefde. Whether you like them or not, whether you know them or not, hulle verdien dieselfde liefde, want dis God se liefde wat deur ons werk en na hulle toe gaan. So, almal wat hier sit, verdien dieselfde liefde, nie almal kry dieselfde liefde nie. En dit is vir my baie hartseer. En hoor asseblief kerk, as ek na jou toe kom en ek sê, ek gaan soms Corneille gebruik, en sy gaan moet. Corneille, ek kan nie van jy dit doen, sal jy asseblief na dit kyk, wat. Dis nie omdat ek nie Corneille wat nie, dis omdat ek uit liefde met Corneille kan communikeer, sodat sy van, ok, miskien sit hierdie mense verkeerd. Of ok, miskien gebeur hierdie en hierdie. Verstaan, die kerk is onderstel om mekaar op te bou en af te breek. Yes. En wat ons doen, is ons sit eers in belang nie, die gesien hoe lyk Corneille volgaan. In plaas van Corneille, maar ons het nie die liefde om daai te doen nie. Sien, as ek dit met ken ek reg glad. As ek dit nou met iemand doen, wat ek glad nie ken, die eerste ding wat hulle gaan doen, is Jesus doen dit hierdie ouer hy. Ek gaan net so nie weet vir kerk doen. En wie se skuld is dit? Dit is my skuld. Maar hoekom? Want ek het nie eers liefde gewys nie. Ek het nie eers verhouding gebou. Jy kan nie Jesus se liefde wegsit en jy res wil doen. See, you can't discipline out of love if your kids don't understand what love is. You can't talk and communicate out of love as jy dit nooit bewys nie. Ons kan nie uit liefde functioneer en doen wat God ons wil, ons moet doen, as ons nie vir ander mense liefde wys nie. En in die hele boodskap, ek gaan seker 'n miljoen keer vir jou sê, liefde, maar dis ok, ons moet dit in ons kop kry, liefde is belangrik, want liefde is God. Dit is nie 'n emosie nie, dit is nie 'n weird gevoel, liefde is God. God is liefde, dis wie hy is. Hy is liefde. Nou sê ek is 'n kind van God, wat beteken ek is 'n kind van liefde.
Die jonge mense vandag word so gebombardeer met boyfriends en girlfriends en verhoudings en allerlei ander goedjies, dat die tyd wat hulle ouer word, weet hulle nie eers of is daar nog liefde. Hoekom? Maar die kerk laat nie toe dat hulle verstaan wat dit is. Sien, there's a big difference. Ek het geen idee wat is die Afrikaanse woord nie, but there's a massive difference between love and infatuation. Is nog even 'n Afrikaanse woord vir dit. Sweet. Kan jy dit raai? Right. There's a difference. The church, the world is pushing infatuation, pushing. Soenie vrydag, dat jy daar, doen dit daar, is great, is fantastisch, jy het goed gevoel oor jouself, as iemand net vir jou sê, jy is mooi, wat gaan alles great, tot dit nie meer op is. Dan is dit nie liefde. Want ons verstaan nie wat liefde is. Dis die kerkse verantwoordelik. En hier is my vraag vandag. As God liefde is, beteken dit dat hy die definisie van liefde is? As ek sê ek sê, right? Julle mag ook ek is, right? Dit is wat ek is. Right, dit maak nie saak hoe ek probeer dit intrek nie, as ek myself is wat dis wat ek is, dis wie ek is. Preaches is dit. Dis wie ek is. Nou verduidelik ons dit so, God is lief. So hier is ek is dit, hier is wat jy sien. Hierdie is wat ek is, ek het nie, en hierdie wat dit intrek, dis wie ek is. Nou is God liefde. Right? Jy, ek, die kerk, moet kyk van liefde wees. Die wêreld daar buite moet die liefde sien as hulle na ons kyk, nie as ons probeer nie. Jy sien, ek kan sê ek spreek en die agter staan en almal van julle wonder. Tot julle dit actually sien. Right? Die wêreld is besig om te wonder wat se liefde is God. Maar hulle kan dit nie meer in die kerk sien. Kom kerk, ek gaan julle challenge vanoggend. Ek het nog so 5 minute oor. Ek gaan julle challenge vanoggend. Ons gaan na 'n braai toe waar baie en ons kuier met vriende en ons kyk en ons sê Jesus God is lief vir jou. Jesus julle moet saam kerk toe kom. Jesus julle moet daai. Oh, dit is fantasties. Okay, die kerk wil nie sê nee, sorry, ek kan nie dit ook doen. Nee, maar ons is bezig. Ek weet, die rest van ons ook. En dit gaan oor verhouding, dit gaan oor die werk, dit gaan oor die moeite insit. Maar, Pastor Paul is asseblief vir die antwoord. Maar hoeveel van ons wel Pastor Paul is nie met ons gegaan? Kom kyk. Ons wil alles hê, maar ons wil niks wys. Ons wil alles doen, maar ons wil niks wys. Ons wil alles ontvang, ons wil alles kry, maar ons wil niks wys. En dit maak nie saak hoe vol jou kerk sit. Dit maak nie saak of ons 1000 mense hier inpak nie. As dan nie liefde is nie. Dit is dan niks. Die Bybel sê in Teendeel, en hier is my laaste slide, maar nie julle kan van my vooruit te kom, asseblief. Die Gees se werk is om ons te lei. En hy probeer elke dag om ons te lei. En ons te kry waar hy ons wil hê. Maar as ons nie verstaan dat ons werk as mens en kerk het nie, gaan ons nooit uitkom waar hy ons wil hê. My laaste skrif is 1 Korintiërs 13 vanaf vers 1.
wat sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende beton of 'n lydende simbool geword. Amen. Kijk, dit maak nie saak of jy jou hande in die gebou opsteek. Maak nie saak of jy op en af staan in worship nie. As daar nie liefde is nie, dan is ons nie gelos. Dan is ons nie gelos. Dan maak ons nie gelos. Ek sê verder, en hierdie eerste is wat my gegaan het. Hoor gou baie mooi, en asseblief verstaan my hart vanoggend weer. My hart is dat die kerk op die plek kom waar die wêreld weet wat liefde is. Dis wat ons moet doen, dis wat ons moet bewys. En dit is baie moeilik, en dit is taaf, en dit is nie kry nie, dit is nie lekker nie. Maar as ons nie hulle gaan wys wat liefde is nie, wie gaan? En dis hoekom mense dit in ander goeders soos dwelms en alkohol en baie goedies, want daar was nie liefde bewys nie. Ons het dit iewers verloor en nou verwag die kerk, jy moet eers skielik beter word en eers skielik verander. Dis nie hoe dit werk nie, dis 'n proses. Dis 'n proses van verhouding bou en liefde bewys aan almal. Nie net aan die ou wat langs jou sit nie. Al sou ek die gawe van profesie en al die geheime weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en het nie die liefde nie. Hoor gou, onderstreep hier asseblief die stukkie in jou Bybel as jy hom het, by jou het, dan sou ek niks wees nie. Yes. Dis hoekom mense nie meer identiteit het nie. Dis hoekom mense nie weet wie hulle is nie, want hulle het nie die liefde nie, so dan is hulle niks. Sê ek was gesien. Die Bybel sê, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Kijk, die wêreld voel soos niks. Hulle is leeg, hulle het niks oor nie. Want die kerk nie hulle werk. Ek sê nie gaan dit vir almal wat ons staat, ek is dit nie, my paard vir my geleer. Ja, julle kan stap nie speel. My paard vir my geleer. As iemand vir hulp vra, en al wat jy sê is ek sal vir jou bid, het hulle tyd gemors om jou hulp te vra. Bid saam, ja, maar help. Steek jou hand uit, lig hulle op, doen iets. Dis om God ons geskaap het, om iets te doen. Nie net te sê, ek bid vir julle. Hoor gou mooi dat as iemand val in die pad en seer kry, dit is 'n stupid voorbeeld, maar sien my kry, en is blind oop, en is net bloed, en is alles, en jy wil vir ek bid vir jou. Dit gaan ons nie aan, ek sê, dit is my kerk doen. Ons bid vir jou. Ons gaan nie die ambulance bel, ons gaan nie die kopbel nie, ons gaan nie verbande, ons bid vir jou. Kerk, ons moet betrokke begin maak. Ons moet begin doen, ons moet begin uitleef, ons moet begin lewe, soos asof Jesus se liefde uit ons uitvloei. Ons wil alles hê, maar ons wil niks doen nie. Hier is wat vers sê, en al sou ek al my goed uitdeel, en sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks word. Kerk, jy kan alles in jou verhoor doen, om alles weg te gee, om alles daarbij om jou lewe vir God op te gee. As jy nie uit liefde uitfunksioneer, gaan dit vir jou niks beteken. Dit gaan jou niks word nie. Jy kan door jy 'n stukkie gaan lees van tot vers 21. Sê julle hoofstuk, maar ek wil nie hierdie stukkie afsluit. Dit maak nie saak hoe suksesvol jy is nie, dit maak nie saak wat jy doen nie, dit maak nie saak hoeveel geld jy het nie. As jy nie die liefde het, dan het jy niks. Dit maak nie saak wat jy doen nie, dit maak nie saak wat jy bereik nie, dit maak nie saak waar jy gaan nie, dit maak nie saak hoeveel medaljes jy het nie, as jy nie die liefde het nie,
dan is jy niks. Dit maak nie saak wat jy bereid is om op te gee, dit maak nie bereid is jy jou huis gekoop en vir die kerk gee, dit maak nie saak wat jy daar doen, as jy dit nie liefde het nie, dan gaan dit niks vir jou beteken. Jy sien, die kerk moet in liefde uit begin functioneer, en liefde begin beweeg, en liefde begin goedies doen. As ons in liefde begin beweeg, gaan mense se lewens verander. Ons lewens gaan verander. Hoekom? Want dan doen ons dit wat God vra. En dan kom dit ek wil dit nou verander. Dit sê maak nie saak hoe jy worship of hoe jy prys of jy, as jy wat ons uit liefde doen, gaan dit iets beteken. As jy dit daar is, as jy profees kry, as jy al wat iets doen, of net by jouself wil kry, as jy liefde het, is jy iets. As jy alles wil weggee, of alles wil sacrifice, as dit uit liefde is, gaan dit vir jou iets beteken. Verstaan kerk, as ons begin functioneer in die manier wat God ons wil doen, en wil heen, dan gaan ons liefde kan uitleef. Dan is dit nie was ek, nie? Right. Dan is dit nie een slechte dag gehad, maar dan is dit stap na kantoor in, om die werk te doen, soos maar op huis is daar vriendelike, is daar liefde. Right. Die kerk, word gemooi, ek weet dis, ons weet dit vergelijk nie, maar ek doen. Die kerk is Jesus se reps. As ons nou uitgaan, verkoop ons wie Jesus Christus is. Dit klink baie en klink maar as ons nou uitgaan, verkoop ons wie Jesus is. Nou ek weet nie van julle nie, maar die Jesus wat baie mense wys wat ek het. Ek gaan dit nie koop nie. Kerk is 'n verantwoordelikheid. Dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd kry nie, maar die kerk wat Jesus verkoop, is die kerk wat suksesvol gaan wees. Hoekom? Want dit gaan oor die liefde van Jesus Christus. Die is my challenge vir julle vanoggend. Ons kan ons oorsluit asseblief. Ons as 'n kerk het 'n verantwoordelikheid teenoor God. Ons het verantwoordelikheid teenoor wie hy is en wat hy vir ons gedoen het. En al wat hy vra is functioneer in liefde. Maar die res sal alles saam. Gaan maak disciples uit liefde uit. Gaan doen daai uit liefde uit. Want al daai goedjies gaan volg en al daai goedjies gaan gebeur. Jou lewe gaan verander, hoe jy dink gaan verander, hoe mense jou hanteer gaan verander. Hoekom? Want jy wys liefde. Kijk, as ons die uitstap vandag, moenie die liefde hier agterlaat. Vat ons saam. Gaan bewys so aan iemand. Gaan wys iemand wat liefde is. Gaan wys iemand wat Jesus se liefde is. Ek sê nie, gaan gee drukkie en soen almal nie, dis nie wat ek sê. Ek sê as jy iemand sien wat hy hand nodig is, geef jou hand uit. As jy iemand sien wat geval het, help hulle op. As jy sien iemand wat sukkel, liefde, liefde, liefde. Daai selfde liefde wat jy sou wou hê. Daai selfde liefde wat jy sou verwag. Dit is ons verantwoordelikheid om God se liefde te gaan uit. As God liefde is en hy is in my, dan moet ons toelaat dat die Gees ons liefde lei. Ons kan nie die lekker vat nie, ons kan nie die goeie vat nie. Dit is nie altyd maklik om lief te hê, party mense is regtig mislik en ongeskik. Maar dit is net omdat hulle nog nooit Jesus se liefde ervaar het. Dis ons werk. Dis wat ons moet doen. Daagliks in liefde beweeg en functioneer. Die wêreld is in die gemors wat ons is, maar ons meer maak as wat ons is. Dis die kerk se werk, die kerk se missie, om Jesus se liefde te gaan uitleef.
Vader, vanoggend wil ons net liefde word. Dat U ons sal help, dat U ons sal lei, dat U liefde uitleef ons prioriteit sal wees. Dat ons dit sal doen wat U verwag ons moet doen. Dat ons sal beweeg waar U wil hê ons moet beweeg. Dat U ons sal lei en ons sal bereid wees om te wees wat mense nodig het. Ek bid, Here Jesus, dat maak nie saak hoe moeilik dit gaan nie, waar deur ons gaan nie, dat ons prioriteit sal wees om Jesus se liefde uit te leef. In elke omstandighede, in elke situasie, in alles wat deur ons gaan, dat mense sal gaan sien en hulle sal vra, hoe is dit moontlik dat ons so kan lief en so kan funksioneer op die saak waar deur ons gaan, sodat hulle kan ervaar en sien wat ware liefde is. Ek bid dat U ons sal versterk, dat U ons sal lei, dat U ons sal veilig hou, en U hand oor ons sal hou, en dat ons die ware liefde sal ervaar, maar nie net sal ervaar, en dat ons sal uitleef, dat ons U hand in die wêreld kan wees, dat ons die werk sal doen wat U op ons voorgedra. Ons bid U in die kragtige en magtige naam van Jesus. Amen. Amen. Yes, amen. Dankie Pastor Dwayne vir die woord. Ek dink ons kan ook iets hier uitleer, nee. Want ons is ook opgewonde. Hier die kinders se skole gesluit word hierdie binnekort oor 2 weke. Nee, dis maar afgeklaar met eksamen. Ek weet nie maar sien nie uit daarna nie. Want wat gee jy waar die rakkers van jou maak? En dan gaan jy besig hou. Nou ja, toe. So het elkeen van ons kinders glo my, as die kinders in die huis is, jy mis dit. Ek sê elke dag vir 'n vriendin van my, weet jy wat mis ek die meeste van my speel wat nie in die huis is nie? Die reuk. Sien jy net ons 'n ander reuk. As ek daar rugby gespeel het, het sy tokses, sy kousels, sy broekies, sy heng op en ja, en sy reuk volg hierdie dan jy ryk ons om net soos wat dit gaan. Maar dit weet ek is seker stil. Ek het altyd gesê, ek wees nie goed vir Jason, en Maruska, in 'n vaatjie sit. Jy weet wat gebeur nie wyn as wyn in 'n vaatjie is, jy maak hom toe. Dan groei hy, hy word beter, nee? Ek het altyd gesê dat hulle in die vaatjie sit toe hulle klein was, en dan as hulle 18 is om open op geleer, hulle is wel die beste. Maar dit is ook grappig, hoor. Die weekse afkondigings is soos dus. Ons is opgewonde oor Dinsdag. Die wat nie weet nie, Dinsdag het ons volleybaldag in Kaapstad. As daar nog iemand is wat ons saam speel, ons het 'n vrouespan, 'n mannenspan, en ons het die jeugspanne. Goed, ons kom op die spelers, ja, ek gaan ook speel, ek weet nog nie hoe nie. En as ek 'n naweek sit op dan maak en dan groei hy terug. Dis nou was so. Die Rita kom jy saam. Ek sê jy wil speel. Maar nou ja, as daar iemand is wat enigiets wil weet oor die volleybal, praat gerus met Pastor Dwayne, sê vir hom as jy ons saam gaan of so aan, maar ons het spanne, meisiespanne, skiespanne, mannespanne, vrouespanne, en hulle name, ek weet nie wat sê die Pastor, ons oudtoppies span se naam, kan jy nou, iets van Kribbel Hubbel of iets, maar dan gaan ons kiewies en moedboed en daaronder daai net vir ingeval, jy as hulle ons nou moeg raak, maar dat doen maar. Dan, donderdag het ons het nie hierdie weer Dinsdag Bybelstudie nie, want dit is ons die vakansiedag. Donderdagoggend het ons laaste vroue by die kerk. Die volgende week gaan ons afsluitingsweek hê vir die Dinsdagoggend en ook vir die donderdagoggende, vir die wat nog nie daarvan weet nie. Dan, die 16de en die 28ste Junie het ons nood vir nood boekdag hier so by die kerk. Nou, het jy al by die kinderkerk op die skole daai windleggings gehad, nee? Jy almal weet wat dit is, ons het al 'n paar keer by die kerk 'n windlegging gehad, wat ons hier op die kerk se voorstoepie ietsie gesit het, 'n papier en jy het boven en dan kom gooi jy jou winde daar. Maar hierdie keer het ons 'n nood vir nood. So, bring my met die rand, dit het die groenietjies, is vir, wat sê hulle, is vir somer, en jou piepiekie is vir die lente, en die persietjie is vir die lente, die oranje enetjie is vir herfst, en die groenietjie is, of die blauwetjie is vir winter, want as dit ons nou koud. So, bring jou nood,
Staan die kerk het 'n behoefte en ons wil graag ons behoefte voldoen. Is daar iemand wat iets wil sê, pastors? Waar is hy? Dan wil ek probeer, is daar iets anders wat hulle stoor vir julle? Niks nie. Nou, dan wil ek nog afsluit met net hierdie quote vir die dag. Gun my julle minute. Die kerk groei nie deur groter geboue nie, maar deur dieper liefde. Waar liefde sterk is, word verhouding sterk. So vir my is dit belangrik, as my net ons vandag gepraat oor liefde, en elkeen van ons kan vandag huis toe gaan en die weer verder gaan, net 'n bietjie lewe voete van die Here. Ons sit op sy bors, hoor wat is sy hart vir jou hierdie week. Ons gaan weer moeilike tye en dinge gebeur die buitekant en ons almal het net 'n bietjie meer liefde nodig. So kom ons maak ons oor toe. Maar Vader, daar waar ons vandag hier so by mekaar kom, Here, en hier so sit, Vader, ek vra dat U elkeen sal wees. Here, daar waar probleme is, waar daar behoefte is, Vader, glo en vertrou ek dat U sal voorsien met alles wat U het, Here. Here, help my om deur U oë te kan sien, om met U liefde te kan deel, Here, sodat ander kan sien wat in my is. Dat hulle sal beleef wat ek het, Here. Dat my lig kan skyn en dat ek soos 'n kers kan wees wat môre kan aantrek, Vader. Ek wil graag meer wees soos U, Vader. En dit is 'n groot uitdaging vir my om elke dag op te staan en te sê, Here, meer van U en minder van my. En is alleen deur U goedheid en U guns en U liefde dat ek daai challenge sal kan deurkom op die einde van die dag. Here, gaan asseblief met elkeen waar ons vandag huis toe gaan, bring ons volgende week terug. En dan bid ons ook vir steun wat nodig gaan vir 'n groot rugoperasie. Vader, ons vra dat U in beheer sal wees daar by die theater, Vader, dat elke instrument wat opgetel sal word, deur goedheid en guns gedoen sal wees, dat U in beheer sal wees ten volle van die operasie. En wanneer hy terug is en klaar die operasie gehad het, dat hy sal kan getuig hoe groot U is vir hom, Here. Here, ons loof U, ons prys U, ons net vir U sê, we love you, we love you, we love you. Amen.